So, nou baie welkom. Welkom by Vanaand se studie in besonder. Ons is by die Bybelstudie besig met Openbaring. Die boek van Openbaring, Nuwe Testamentiese boek, laaste boek in die Bybel. 'n Boek met baie vrae en hopelik het jy nou tot by hoofstuk 16 in ons studie soos ons deurgestap het, begin verstaan dat die Here een boodskap het. Hier is regtig net een boodskap. Daar is 'n vyand. Daar is 'n God. En die God is groter as die vyand. Die kerk word omarm en vasgehou deur die God. En hierdie vyand kan doen wat hy wil. Hy kan hierdie bruid wat aan Christus behoort nie skade maak nie. En uiteindelik word die hemelse heerlikheid vir die bruid voorsien. En ons gaan nou in daardie gedeelte in van die boek waar ons eintlik nou kan sien wat moet nog gebeur. Openbaring 17 is waar ons vanaand is en ons gaan nou kyk na die gedeelte Openbaring 17 tot 19 en nog 20 tot 22. So is die twee deeltjies wat oorbly van die boek is eintlik kort dele, nie lang dele nie en is ook nie moeilike dele nie. Openbaring 20 gaan so 'n bietjie meer oor eindtyd gedagtes na kyk, maar ons gaan nou begin sien. Tot hiertoe was daar gesê, daar kom 'n dag en 'n tyd en 'n uur en u moet Genesis 3 vers 15 altyd bo oor hierdie gedeelte sit. Daar sal 'n tyd kom wanneer die slang se kop vermorsel sal word. En die hakskeen bytgedagte sal 'n nagedagte wees. Maar die saad van die slang sal probeer om die hakskeen te byt van die een wat die slang se kop moet vermorsel. Maar die vermorseling van die slang se kop beteken die einde van die slang. Die totale einde van die slang. Hierdie slang is reeds oorwin op Golgotha. Geen storie daaroor nie. Op Golgotha is die slang oorwin. Die slang is nou in laaste pyne stadium, sedert die kruisiging. Die kruisiging was die oorwinning oor die slang. En van daar af lei die klok vir die slang se tyd om min te word nou al van daar af. En daarom is sy tyd baie, baie min. En die geweld wat ons sien van in die wêreld sedert die eerste eeu, en onthou hierdie is 'n boek wat ontstaan het in die eerste eeu. So die eerste eeuse kerk het genoeg stof vanuit Openbaring, en jy sal vanaand weer hoor, hier is regtig baie dinge in Openbaring 17, wat oor die eerste eeuse wêreld gaan. Verskriklik baie. En daar is parallelle vir ons in die 21ste eeu, want dis waar ons tans trek. Ons is in die 21ste eeu, en die verklaring in die 21ste eeu moet in lyn wees met die verklaring van die eerste eeu. Maar ons het 'n tydsvak en 'n omgewing en 'n samelewing. Ons lewe in hierdie globale wêreld wat reg oor die wêreld gebeur daar dinge wat vir ons sê hierdie goed is nog aan die gebeur. En dit moet ons altyd in gedagte hou. So wanneer ons kyk na die prentjie, en ons gaan eers na die prentjie kyk van Openbaring 17 en dan die verklaring soos wat die engel van die Here dit dan gee. En dan kry ons die oprol. Ons het nou al gesien hoe lyk dit as jy klaar is met iets. Jy vou dit op en jy rol dit op en die oprolproses begin nou. Die vrou wat ons vanaand nou gaan kyk is die eerste saak. En dan die volgende saak en dan die volgende saak en dan die volgende saak. So die toemaak van die gedagtes. Jy kan nou Openbaring 12 neem en kom ek gee vir jy 12 wie ons leer ken, want jy gaan nou die karakters begin hulle is vir ons gewys, hulle is ontwikkel en nou word hulle afgesluit. Maar hulle afsluiting is hulle dood of hulle vernietiging. So die karakter wat ons eerste leer ken het was die draak. Die draak is die slang. Hy is die duiwel self. Dan het ons die vrou leer ken. Sy is die kerk. En haar het ons leer ken. Sy vlug vir haar lewe, maar sy word beskerm deur wie? Deur God self. Haar seun wat gebore is die verlosser, dit is Jesus Christus. Dis die een wat sal kom op die wolke om te oordeel. En dan sien ons in Openbaring 13 daar 'n dier uit die see en 'n dier uit die aarde. Nou die eerste ene was die dier uit die aarde, see. Ek praat van die anti-kris. Dis die eerste dier. Ek net seker maar ek sê dit nie verkeerd om nie, maar as die dier uit die see moet dan dis andersom, né? Dis die dier uit die aarde.
Maak dit vir my doodseker. OK, maar dis van wat ek eers wil praat. Teoridisee is die anti-kris. Ek praat van hom eerste. En hy kom uit en hy word beskryf en ek wil graag hê jy moet sy prentjie onthou want ons gaan na hom eers kyk vanaand. Hy is die prentjie waarna ons gaan kyk. So Openbaring 13 se eerste dier gaan ons eers na kyk. En dan Openbaring 13 se tweede dier gaan ons glad nie na kyk vanaand nie, maar hy lewe. Hy lewe want hy is in die wêreld en die anti-kris het nodig dat die valse profeet, dis die tweede dier, saam moet werk met sy agenda. En dis hoekom die effek van die anti-kris so groot is in die wêreld, omdat die valse profeet saam met hom werk. Reg, want dit is 'n maghebbery. En ons het hulle leer ken, dis die karakters. Die karakter wat ons nog nie baie mooi na gekyk het nie, is die karakter van Babylon. Babylon het ons nog nie baie na gekyk nie, maar Babylon gaan wys en verdwyn. Hy gaan verskyn en verdwyn. Maar hoekom is Babylon 'n belangrike plek? Ek het al vir julle genoem wie Babylon is. Kan jy onthou wat ons gelees het oor die opstand van Babel? Kan jy onthou dat ek dit gelees het? Ons het in die begin dit gelees. Hoekom het ek dit gelees? Want die opstandigheid van die anti-kris, die opstand van die valse profeet, is die ruimte waarbinne in die wêreld moet funksioneer. En nou kry ons 'n prentjie van die plek. Die plek. Nou daar's 'n hoofstad van die plek in die gedeelte. Maar die plek is eintlik wêreldwyd. Goed. Nou dis so die inleiding van waarmee ons te doen het. So Openbaring 12 tot 22 beskryf ons geestelike stryd, maar dit vind nie plaas sonder dat die aardse stryd nog steeds bly speel nie. Ek het dit vir in die begin gesê. So ons moet verstaan dit gebeur in die wêreld, maar ons sien hier's 'n geestelike stryd, 'n geloofstryd waarmee ons te doen het. En wanneer ons alles van hoofstuk 12 af verder doen, moet ons verstaan die geestelike stryd is waarmee ons te doen het. Goed, so kom ons lees dan Openbaring 17. Ek gaan net 17 doen vanaand. Dis nie 'n lang hoofstuk nie. Is ook nie uiters moeilik nie. As jy net eers iets van dit verstaan van die struktuur, dan word hy eintlik heel eenvoudig binne die verklaringe wat ons reeds gedoen het. En dis hoekom dit belangrik is, wanneer jy, soos ons hom nou gedoen het, 'n klomp inligting het, staan dit nie los van wat ons nou doen nie. Dis alles deel van die geheel, maar veral 12 tot nou toe staan deel van die geheel. So 17, se eerste op die blaadjie het ek vir jou nou gewys, daar is 3 dele wat ons nou gaan kyk. Eers gaan ons kyk na die vrou, die sedelose vrou, of die hoervrou soos hy in die ou vertaling beskryf word, en dan kyk ons na die dier, wat saam met hierdie vrou nou beweeg, en dan kyk ons na die uiteinde van hierdie vrou. En dan vind ons uit wie is die vrou. Dit is interessant hoe die Bybel dit vir ons gee. Ons lees, die eerste 6 verse is nou die fokus. Ons gaan kyk na dit wat daar staan. Vers 1. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen. Ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit. Nou kom ons kyk gou eers na die eerste woorde. Een van die 7 engele. Wat het in Openbaring 15 en 16 gebeur? Wat was daar gebeur? Daar was 7 skale en elke engel het 'n skaal in sy hand gehad en dit was die openbaring van God se oordeel wat uitgegiet is. En een van daardie 7 is nou met Johannes besig. So kan jy hoor dit volg direk op daardie openbaring wat hy gekry het, kry nou die volgende ene. Weereens 'n boodskapper van die Here, 'n engel sê vir hom, kom na my toe. Kom op hierheen of kom hierheen. Ek sal jou wys die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit. Nou dis ons krasse woorde, né? Mense praat nie meer so nie. Dis reg. Maar dis maar die harde woorde van die 33-53 vertaling. Dis ek het baie in die stuk het ek ook die sagter woord gebruik, die sedelose vrou, maar kan jy hoor, dit klink dan nie regtig soos die vrou wat ons ken nie. Maar die hoervrou, hoekom word die woordjie hoer gebruik? Wie wil raai? Omdat dit 'n losbandige figuur is. En dit sal 'n groot, net
die gedagte van prostituut. Ek sien die 2020 vertaling het die woord prostituut gebruik. En die ou vertaling het hoervrou gebruik en dan die 83 vertaling het sedelose vrou gebruik. Maar dit sê alles dieselfde ding. As ons kyk na so 'n vrou, wat sien jy raak? Daar hoef nie te antwoord nie. Maar wat sien ons raak? Daar's 'n karakter wat ons sien. Daar's 'n standpunt teenoor reg en verkeerd. Daar's 'n standpunt teenoor wat is betaamlik vir 'n vrou? Wat's betaamlik vir 'n man, né? Daar is 'n raamwerk waarteen haar opstand ingekom is, né? Daar's 'n bepaalde raamwerk, want die seksuele is 'n raamwerk wat pas by wat? By die huwelik. Dis waar dit pas. En nou is dit 'n vry vir almal. Dis nie die Bybelse raamwerk nie. So teen wie is die prostituut eintlik in opstand? Teen God. So ons moet verstaan, die hoervrou of die prostituut of die sedelose vrou, watter vertaling ook al gelees word, is dieselfde. Dis die opstandigheid van 'n mens teenoor die instelling van God. Ek hoef niks verder as dit te sê nie. Dis die opstandigheid van 'n mens teenoor die instelling van God. So daar's 'n raamwerk waarteen daar in opstand gekom is. En sy word nou aan ons beskryf as 'n mens. Maar sy is meer as 'n mens. Sy is eintlik die leier van hierdie stelsel. Sy is die hoof van hierdie stelsel. Sy is die gewer dat hierdie stelsel 'n bestaan het. Sy hou dit in bestaan. Reg. Maar dis hoekom haar naam so gestel word. En die skrif is nogal oor die saak van hoer. Jy kan nou in die 53 vertaling gaan en jy kan op enige van die elektroniese toepassings die woordjie hoer insit. En dan kan soek jy dit daar. En dan soek jy dit in kontekste soos Hosea 2, of jy soek dit in Jeremia 3. Jy soek dit in ander dele van die Ou Testamentiese geskrifte en veral in die profeseë, soos Hosea besonder, Hosea 2. Was Hosea, ons het nogal Hosea gedoen en jy sal onthou dat die Here Israel met 'n sedelose vrou, 'n hoervrou of 'n prostituut vergelyk het. Hoekom? Want sy het afvallig geraak van wie? Van haar bruidegom, van haar man, van God self. En die Here was lief om dit so te gebruik. En daarom is die tema van Israel waar, Ou Testamentiese kerk, dis waar van 'n Nuwe Testamentiese kerk, maar dit is ook waar van die wat in opstand is teen die verhouding met Christus. Die verhouding met Christus is wat 'n hoervrou eintlik sê, ek het nie 'n verhouding nie. Ek stel nie belang in 'n verhouding nie. Vir my is die verhouding afskuwelik, want ek wil nie daai verhouding hê nie. En dit is die sinbeeld daarvan. So sien ook die metaforiese wonderwerk van hierdie gedeelte geskryf. Dis metafories mooi geskryf. Dis nie die prentjie wat ons soek nie, maar die prentjie het baie effek. Die prentjie het 'n geweldige groot effek, 'n metaforiese effek. Goed, so vers 1 en 2 praat van. Kom hierheen, sê die engel, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer, die oordeel van die groot hoer. So daar kom 'n oordeel vir haar. En nou moet jy aan begin vra al vir die teks, wie is sy? Waar is sy? Hoe lyk sy? Maar die oordeel is op pad. En sy sit op baie waters. Vers 2, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. So die konings is deel van haar gedrag. Hulle het gekry by haar wat hulle gesoek het. Jy kan die wellus in hierdie hele ding sien. Jy kan sien wat se onsedelikheid is saam bedrywe. En die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Wat is die effek van baie wyn? Dronkenskap. So onder die invloed kom van wyn, dis ook 'n prentjie, om onder die invloed te kom van die substans wat jy dan nou gebruik, so het sy die mense bedwelm. Sy het die mense bedwelm, veral die konings, en as sy die konings bedwelm, wat doen die konings met die onderdane? Hy forceer hulle in dieselfde gedrag. So wat is, en dit is 'n natuurlike beginsel, wanneer, en dis nie die inleidingsverse, dis nie eers die hele saak nie, maar dis die inleidingsverse, wat net vir ons sê, hierdie hoervrou het 'n groot impak op die konings, op die leierskap, en dit gaan 'n groot impak hê op wie hulle beïnvloed.
en dit gaan 'n groot klomp mense affekteer. Dit is net hoe dit sal wees. Vers 3. Nou gebeur dit wat die engel sê hy gaan doen. So eers is net 'n inleiding oor hoekom hy jou wegvat, Johannes. Nou vat hy jou weg. Ons sien in vers 3, en hy het my in die gees weggevoer na die woestyn. Sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Goed, nou blaai gou vir my terug na hoofstuk 12 toe, want ek dink dit sal sinvol wees, as kies 13, na 13 toe. Dit sal sinvol wees om net vinnig te vergelyk, hoe lyk die diere, en waar kry ons wat van die diere? En die prentjies van die diere het ons al behandel, maar ek wil net hê jy moet dit hersien, dat jy kan sien, hier is dieselfde dier. Die dier uit die see, Openbaring 13 vers 1. Ek lees, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone, op sy koppe 'n naam van godslastering. Goed, so hoeveel koppe het hy? 7 koppe, hoeveel horings? Horings 10 en krone op sy koppe en 'n naam van godslastering. Goed, so ons sien uit die koppe 7 'n volmaakte getal. Ons sien horings 10 'n volledige getal met heerskappy daarop. En dis mag, horings toon mag baie, en op sy koppe is daar 'n naam van godslastering. So volmaakte lastering is sigbaar. Gaan ek nou terug na Openbaring 17 toe, en ons kyk na daardie dier in vers 3. Hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier. Goed, so al wat anders nou is in die eerste paar woorde, is hierdie dier is rooi. Hy het glad nie 'n kleur gehad toe ons hom gesien het nie. Ons sal nou sien hoekom het hy hierdie kleur. Daar's 'n rede hoekom hy 'n rooi kleur het. Dis deel van die prentjie. So ons sien hierdie vrou sit op hierdie dier. Hoekom sal sy op die dier sit? Wie help vir wie? Hy gee vir haar 'n plek, nie sy vir hom nie. So hy is die maghebber nog steeds, maar sy is saam met hom en hy gee vir haar 'n plek om te wees. Hy gee vir haar 'n plek om te ry. As jy op die perd is, wie die mag om te beweeg, jy of die perd? Ja, as jy op die rug van die perd is, stuur jy die perd, jy het beheer oor die perd, tot die perd doen wat die perd wil, dan sê jy wat, hierdie perd is bietjie woes, ek moet 'n ander een kry. So jy het beheer oor die perd solank die perd in jou beheer bly. As die perd in jou beheer bly, dan is dit jou perd. Maar het kan 'n woeste perd raak en kan jou afgooi, as die perd nie jou op sy rug wil hê nie. Dit het ons ook al gesien gebeur. Goed, maar die dier gee dus 'n ryplek, 'n beweegplek, 'n saamweesplek vir. So dis hoe ek die prentjie vir julle wil verduidelik. So ons sien hierdie perd. Nee, ons sien nie 'n perd. Ons sien 'n dier. En op hierdie dier is rooi, skarlakenrooi. En hou dit in gedagte voor ons kyk na die vrou, want die vrou gaan nou vir ons beskrywe word hoe sy lyk. So sy sit op hierdie dier. Die dier is skarlakenrooi en hy het godslasterlike name en hy het 7 koppe en 10 horings. So kan jy hoor, is dieselfde dier as Openbaring 13. Al wat anders is, hy het 'n passasier en tweedens, hy's rooi. Goed, so jy sien klein verskilletjies, maar ons sien dieselfde dier. Dis nie 'n ander dier nie, dis dieselfde dier. Dis 'n dier in dieselfde stelsel, dis 'n dier in dieselfde raamwerk, is net 'n dier met 'n verkleurmannetjie beginsel. Wat doen verkleurmannetjies? Wie word 'n slang as dit nodig is om iemand te verlei? Wie word 'n vriendelike engel as dit nodig is om iemand anders te verlei? Dankie motorfiets. Wie word
wat hy dink is nodig vir die omstandighede waar hy moet wees. Die meester van manipulasie, die Satan self. So wat gee hy dan nou vir die draak? Wat gee die draak vir die dier? Die vermoë om te wees waar hy moet wees, soos hy moet wees. So moet nooit die mag van die draak onderskat om die anti-kris 'n ruimte te gee waar hy inpas nie. Reg. Want dit moet dit nooit vergeet nie. Want dis 'n baie belangrike deel van die karakter van die anti-kris wat dit kry by die draak self. Goed, so ons sien in vers 3, hoe lyk wat sien Johannes? Hy sien 'n dier, op hierdie dier sit 'n vrou, hierdie dier is rooi, vol godslasterlike name, vol. Met ander woorde, die uitbreiding vanaf 13 is nie net 'n naam nie, maar hy is vol van die godslastering. So is dieselfde karakter. En dan sien ons hierdie 7 koppe, dis volmaakte, en 10 horings, volledige mag. Reg, vers 4 sê, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken. Wat is haar klere? Pers en rooi. Die draak se nou snaaks gelyk dat hy nou nie ook rooi was nie. So hulle pas nou by mekaar. En jy sien, hierdie klere is eintlik mooi vir die prentjie. Wie kleer hierdie prentjie in? Die een wat sê, so pas ons by mekaar. Voëls van enigste vere. Sien jy daardie beginsel van die natuurryk? So ons soek mekaar, ons vind mekaar en ons doen dieselfde dinge. So die kleure sê vir ons iets van dieselfde karakter, iets van die saamwees karakter, iets van dieselfde gaan ons nou doen karakter. Dan, maar sy is versierd. Eers het hy hierdie klere aan, purper en skarlaken, en die purper was veral aan koninklikes toegeëien. Dis klere wat sy aan het wys, sy's ryk. Dit wys iets van haar weelderigheid, maar sy het nou ook nog meer gekry. Sy word versier met die kosbaarste van dinge, goud en kosbare stene en parels. So sy lyk goed en sy dra mooi goed. En dan sien ons van haar, sy het in haar hand 'n goue beker. En in hierdie beker is daar gruwels en die onreinheid van haar hoerery. So vers 4 sê, sy was bekleed met hierdie klere, sy is versierd met pragtige goed, en sy het in haar hand 'n goue beker, en in hierdie beker is dit vol van die gruwels en die onreinheid van haar hoerery. So haar gedrag word gesimboliseer in dit wat sy in haar hand hou. Haar voorkom sê sy het baie geld, en sy is mooi gemaak, so sy lyk aantreklik. Sy is verleidelik aantreklik, soos die prentjie wil hê sy moet lyk. Dan, vers 5 sê, en op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En op haar voorhoof verborge, wat? Dit wie sy is. Hoekom is dit verborge? Hoekom sou dit verborge wees? Hoekom sou haar naam verborge wees? Dalk weet ons nie wie sy is nie, want sy lyk so mooi en sy kan jou maklik, omdat sy so goed lyk, kan sy dalk vir jou lyk soos iemand wat jy nie hoef te wantrou nie. Het die Satan nou homself mooi vermom in die geskiedenis? Hy kan homself voorhou, en die anti-kris gaan so lyk, een wat lyk soos 'n kind van die lig, 'n engel van die lig selfs. In die skrif staan daar gedeeltes van hoe ernstig kan die anti-kris 'n nuwe beeld hê wat lyk asof dit eintlik nie sleg is nie. Reg. So ons moet weet van die anti-kris en die trawante wat die anti-kris is. Dis mense sal so mooi lyk dat dit eintlik verborge sal wees wat hulle doen, en hulle sal godslasterend optree en hulle sal 'n beeld uitstraal van godslastering, maar ons sal nie verstaan hoekom nie. En dis hoekom daar 'n verborgenheid is. Iets van wie hierdie persoon is, sal verborge bly totdat dit geopenbaar is. Maar wat is geopenbaar, sê die skrif reeds?
Sy is die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Sy, die groot Babylon. Mense is nog nie bewus daarvan nie. Mense is nog nie bewus van wie sy is nie. Die laaste vers praat weer oor haar. Ek gaan eers verder. So weet, ons kyk dan, ons vat net die prentjie saam, want ons net die prentjie bymekaar hou. Goed, so ons kyk na die prentjie, Johannes se oë gaan oop, en hy sien hy's in die woestyn. Hy kyk, hy sien hierdie dier, hy sien daar's 'n vrou op hierdie dier. Hierdie dier is rooi, so 4 rooi dier. En ons sien hierdie dier is rooi, skarlakenrooi, en ons sien die 7 koppe en ons sien die 10 horings en ons sien godslastering. En dan sien ons dat hierdie vrou, hoe lyk sy? Wat op hom sit, is bekleed met die pers en rooi en versierd met goud en allerlei mooi edelgesteentes. En sy het 'n beker in haar hand vol van die gruwels. En dan is daar op haar voorhoof 'n naam geskrywe. En hierdie naam sê iets van wie sy is. En daai verborgenheid word nou vir ons geopenbaar, veral in die laaste vers. Vers 6. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. En hier is die gruwelikste van alles wat hy gesien het. Hierdie vrou is besope. So wat is hier in die beker? Meer as net drank. Sy is besope van die bloed van die vervolging van die Christendom. So sy sal 'n instrument wees en dit sal vir hulle so lekker wees en sy is die leier daarvan. Dat dit so lekker is en jou so goed laat voel dat jy die Christene doodmaak dat Johannes verbaas is dat hy sien hoe erg sy is. Hy's verbaas oor wat hy sien. Maar dis wie hy sien. So nou weet ons, wat is haar plan? Wat het ons gelees in Openbaring 11, die 2 getuies, hulle sal getuies wees teen hulle wat die kerk sal vervolg, tot aan die einde, en as hulle dink die kerk is nou dood, dan sal hulle fees vier. Maar dan is dit die einde. Sy is so bly dat sy mense doodgemaak het. Sy is half bedwelmd van dit. Dit maak haar vreugdevol. Reg, en dis die anti-kris se werk. En sy is 'n trawant van die anti-krisme waarmee sy sal besig wees. So daar's die prentjie in sy volledigheid, vers 1 tot 6, veral vers 3 tot 6 gee vir ons die prentjie dan wat Johannes sien het. So inleiding tot die prentjie vers 1 en 2, vers 3 tot 6 gee vir ons die volledige prentjie en ons kyk na die prentjie. So as u dan die prentjie weer gaan kyk, gaan maak vir die prentjie helder en duidelik en sien die prentjie raak soos hy daar staan, hè, net die prentjie. En dan gaan hy nou na vers 7 toe en nou kyk jy maar wat beteken die prentjie? Want dis wat ons nou gaan doen. Hierdie prentjie beteken iets baie duidelik en baie helder. En jy al begin hoor wat ek sê oor die prentjie. Jy hoor eintlik al wat die prentjie sê. Want hierdie prentjie is eintlik wat ons nog heeltyd gehoor het. Dis nie nuwe nuus nie. Dis net op 'n ander manier vir ons nou weer oopgegooi. Goed. Maar hier is vir ons 'n bietjie meer detail gegee oor die maghebbers, oor die heerskappy en die plek van boosheid. Oor maghebbers, die heerskappy daarvan. Jy sien iets meer van die horings, jy gaan iets meer sien van die koppe en jy gaan iets sien oor die plek waar hulle dit gaan doen. Goed. Nou kyk ons dan van vers 7 tot by vers 14. 15 tot 18 is weer net so laaste deel oor die vrou, maar ons kyk nou eers na die dier self. Vers 7, toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. En hier sê die engel, o Johannes, moenie so verwonderd wees nie, kom ek vertel jou wat dit beteken. Dis al wat hy sê. Wat gaan jy my vertel? Merk dit af. Hy gaan ons vertel, eerstens, van die dier, alhoewel die dier tweede genoem is, gaan hy eerstens oor die dier praat, en tweedens gaan hy oor die vrou praat. So die struktuur is daar vir ons gegee in die 7de vers. So hy gaan nou eers praat oor die dier, en dan gaan hy praat oor die vrou. So vers 8 tot 14 gaan oor die dier gaan, en vers 15 tot 18 gaan oor die vrou gaan.
Ons kyk dan nou na die eerste gedeelte. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Klink vreemd, né? As iemand so skryf. Reg. Kom ons vra eers die vraag, wie was en is en sal wees? Christus. Hy is die een wat was en wat is en sal wees. Reg. So as jy dit weet, wie is die een wat was en nie is nie? Die ander een. Die een wat maak of hy sal wees. Hy sal nie wees nie, maar hy is. Hoekom is hy? Want hy is nou besig. Maar hy sal nie wees nie. Hoor, hy word eintlik bietjie met hom gespot met hierdie terme. Die een wat was en nie is nie. Hy was, maar hy is nie. Hy is nie. Jy moet dit sien in die lig van eers wie hy was en is en sal wees. Wie so geopenbaar. En dan word van die een wat hom probeer naboots as die maghebber van hierdie wêreld, wat sal oorwin, word gesê, maar hy is nie. Alhoewel hy was, maar hy is nie. Maar hy sal ook nie wees nie. Hy het nie die volle openbaring nie. En dit moet u vir u 'n duidelike prentjie stel. So, kom ons lees hom nou weer en kyk of ons dit nou hoor, soos dit daar staan, want dit klink snaaks as iemand sê my was, maar hy is nie. Klink net baie snaaks. Goed, so daar waar staan was en is nie, wie gaan nie daar inskryf? Wie se naam gaan nie daar insit? Die dier wat jy gesien het, was en is nie. Dis nou die anti-kris. Maar, wie is die groter dier? Wie is die draak? Die Satan, hè? Jy moet onthou, hy is die een wat alles in beheer hou, en die anti-kris is deur hom in plek gestel, en ons praat nou van oor, né? So hierdie gedeelte gaan nou glad nog nie oor die gelowiges nie, dit gaan oor die ongelowiges. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom. Wie kom uit die afgrond op? Wie het ons in Openbaring 9 gesien, kom uit die afgrond op? Wie het die sleutel van die afgrond gekry? Die draak self. Onthou, ons praat van dieselfde mens. Ek ook, van dieselfde wese. Ons praat van dieselfde bose wese. Hy kom uit die afgrond en gaan weer terug na die afgrond. Dis waar hy mag het. En die doderyk is tans die saak waaroor hy heerskappy probeer voer. So ek lees weer van vooraf, soos ek hom weer lees, hoor jy net elke keer die teks duideliker en duideliker word. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. Hy sal opkom en hy sal weer teruggaan. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie. Wie is die mense wie se name nie in die boek van die lewe geskryf is nie? Al die ongelowiges. Want waar staan hulle wie se name in die boek van die lewe geskryf is, sal lewe tot in ewigheid, ook in hierdie boek. So, dit word as 'n teenstelling gebruik. So jy kan nou sien, hy wat was en is en sal wees is Christus. Wie behoort aan hom? Hulle wie se name in die boek van die lewe geskryf is. Hy wat was en nie is nie, is die anti-kris en sy hoof is die draak. Reg, die anti-kris is mense. Dis die ongelowiges. Hulle name is nie geskryf in die boek van die lewe nie. En die draak gaan na die verderf. En hy het die mag oor die plek van die doderyk. Dis wat hier beskrywe word. Daardie jy moet Openbaring 9 net weer vinnig gaan lees, dat jy sien daar, maar dis hierdie waar hy lelike wesens, daai demone so uitgekom het. Hy het mag oor daardie gebied. Tydelik natuurlik. Daar sal 'n tyd wees wanneer hy al sy mag verloor. So nou het ons gelees tot daar, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. So, wat daai laaste stukkie sê, so ek moet hom van vooraf sê, anders gaan ek hom de mekaar sê. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom na die verderf vaar, en die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder. So kom ons sê in kort, 'n kort sinnetjie. Die dier wat jy gesien het, is nie.
Haal die res uit, né? Die dier wat jy gesien het is nie. En die mense wat nie gered is nie, sal bly wees en verwonderd wees oor hom wat hulle gesien het wat nie is nie. Dis wat jy moet sien in kort. Maak dit nou sin. Dis 'n lang sinnetjie wat net lomp geskryf is, maar hy's so geskryf want hy's 'n prentjietaal sinnetjie. Dis hoekom hy so geskryf is. So, jy kan nie metafories praat nie want niemand sal jou volg nie. Dis amper soos filosowe, het al met filosowe gepraat. Jy praat so rukkie dan wonder jy hoe ja. Ja. Want hy is. Hy is. Is nogal mooi gesê. Ja, is mooi gesê, mooi gesê. Goed, so dis vers 8. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. En die 7 koppe, die 7 berge, is nie los berge nie, maar soos die kommentare of kommentatore vir ons sê, as jy na Jerusalem kyk en almal wat in die eerste eeu geleef het, weet, Jerusalem is gebou, Rome is gebou op 7 berge. Dis Rome self. Dis Rome self. Hulle kyk na die stad Rome en wie is in Rome? Wie is in Rome? Vandag is die paus daar, maar dis nie toe die paus nie. Wie regeer vanuit Rome? Waarin het Paulus homself beroep? Hy het hom beroep op die keiser. Waarin moes hy reis? Rome. Reg. So die plek waar die regering van die dag is Rome. En die plek wat 7 berge het, is Rome. Reg. So keiserlike aanbidding waar die groot stryd vir die Christelike kerk was in die begin, in die eerste eeu, speel heeltyd, né? Want die Christelike kerk moes die keiser uiteindelik aanvaar as God, en as hulle hom nie as God aanvaar het nie, en die Christelike kerk te sê, jy kan nie sê jy is God nie, dis godslasterlik. So ons sien Rome en die regering van die keisers word godslasterlik, en wie is die regeerder? 'n Keiser is die regeerder. Hy sit 'n bepaalde wet in plek, en na mate dit erger word, Nero, tot by die latere keisers, word al hoe erger en erger en erger en erger met hierdie saak van, ons wil goddelik wees. Ons sal onsself selfs die name gee van godslastering, want ons is godslastering, want ons gee nie om vir julle nie. Ons sal julle ook 'n speel ding maak. Ons sal julle doodmaak, omdat julle nie vir ons belangrik is nie. Dit sal vir ons lekker wees. Die gestalte van Rome word uiteindelik in die Romeinse ryk 'n oorspelryk. Dit word 'n ryk van onsedelikheid. Dit word 'n ryk van onsedelikheid. Romeine en hulle gedrag word uiteindelik 'n saak van afskuwelikheid. Paulus skryf oor dit wanneer hy in Romeine 1 daaroor skryf. Deel van hulle onsedelikheid word sigbaar in die gemaklikheid waarmee hulle onsedelik leef. Geen saak met die God nie. Geen saak met die Skepper nie. Geen saak met die skepping nie. En geen saak met die verheerliking van God nie. Niks. En dit word goedgekeur deur die keisers en die hele stelsel van Rome. Nou praat ek nie van die Rooms-Katolieke kerk nie, ek praat glad nie van hulle nie. Die paus is nog steeds in Rome. So dis nie die hele saak nie. So, verstaan Rome en die Rooms-Katolieke kerk net in hierdie saak bietjie anders, want dis nou eerste eeu. Eerste eeu was daar nie 'n Rooms-Katolieke kerk nie. Die Christelike kerk was dieselfde kerk tot omtrent die 5de eeu. Ons het niks verander tot daar nie. Dis dieselfde kerk. En dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar ons kyk na die Romeinse regeringsstelsel, die Romeinse regeringsstelsel. En dis die saak wat die anti-kris vergestald het, is mag. Want waar kry hulle dit? Die plek met die 7 berge was die beginpunt van hulle mag. En dit was waar dit gesetel was. En was die Romeinse owerheid 'n gedigte owerheid? Verseker. Was dit 'n wonderwerk hoe goed die Romeinse owerheid gefunksioneer het? Ja, dit was. Was daar 'n groot koppe ontwikkeling as gevolg daarvan?
Ja, waar het ons dit ook gesien? Want dit was nie die eerste koninkryk en die eerste konings, as mens hulle as konings kan beskryf, wat so gemaak het nie. Dink gou 'n bietjie terug na die vorige regeringstye toe. Voor die Romeine was 'n Griekse tyd. Wie was die grootste van die Grieke? Wie kan nie onthou? Hy het ook die naam die Grote gehad. Ja, een van hulle. Maar ons weet nie van sy godsdienstigheid nie. Ons weet nie van sy groot kop saak nie. Maar ons weet maghebberry was groot. En daar was 'n rede hoekom daar van 'n Griekse owerheid na 'n Romeinse een beweeg is. As ons nog teruggaan, dan was daar 'n Persiese owerheid. En voor die Persiese owerheid was daar 'n Meders en Pers en voor hom was daar 'n Babiloniese koninkryk. Nou, ons het Babilonië 'n paar konings van wat ons in die Bybel het. Wie was die eerste koning wat Israel weggevoer het? Nie die Assiriese koning nie, maar die Babiloniese koning. Nebukadnesar. Reg. Wat lees ons van hom in hoofstuk 4 van Daniël? Ons lees van dat hy dink, alles wat hy gemaak het, die wonder van sy koninkryk. Lees Daniël 4, dis 'n ongelooflike mooi hoofstuk, waar in die inleiding sommer gesê word, ek het verkeerd gedoen. Ek het verkeerd gedoen deur so te dink. Want dis waar koning Nebukadnesar hy is nie in 'n bees verander nie, maar hy het soos 'n bees geword. Hy het in die veld gebly en het gras geëet. Hy het mal geword, letterlik mal geword. Malkoe siekte dink ek weet nie vir daarvan afkom nie. Maar hy het letterlik mal geword. Letterlik mal geword en dit was oor sy verwaandheid om te dink hy is God. So dis nie 'n nuwe ding onder konings om te dink dat ons God is nie. En godslasterlikheid van Nebukadnesar word baie sigbaar wanneer daar 'n beeld opgerig word vir hom en hy moet verheerlik word. Wat gebeur? Almal moet voor hom buig. Het God dit aanvaar? Nee, hoekom nie? Hy het gewys Sadrag, Mesach en Abednego gaan nie sterf in die vlam nie, want God is alleen koning. En iets van daardie getuienis wat ons in Daniël het, nou daardie gedeeltes is dink ek Daniël 3. Kyk net van is dit al 3 wat die 3 manne of is dit dan 2? Dink is 3. 3. Goed, Daniël 3 is die 3 manne en die 4 en dan in Daniël 5 is Belsasar 'n ander koning ook verwaand en dan sê die Here jy is geweeg en jy is die lig gevind en dan sterf hy dieselfde nag. Wat maak God met hoogmoed? Hy sny hulle af, net so. So wat doen hy dan nou in die profesie? Ek gee vir julle 'n bietjie van die Ou Testamentiese profeseë. Dis nie almal nie, dis ook, maar dis van die praktiestes wat ek vir julle kan gee. Kyk mooi na die Ou Testamentiese gebeure en dan gaan jy nou vorentoe. Nou is ek in die Romeinse tydperk. Keisers is aan bewind en hulle word al hoe erger, al hoe meer op hulle self gefokus. En vanuit die Rome regeringsraamwerk, die 7 berge raamwerk, is die Romeinse owerheid die groot antagonis. En as ek die regte woord mag gebruik, ek weet nie die regte woord nie, maar is die groot probleem vir die Christendom. Dis die een wat die Christendom gaan probeer wegvee, dat daar niks meer van hulle oorbly nie. Maar gaan hy slaag? Nee, hy gaan nie. So volg my van daar af, né? So die diepgeskiedenis van vers 8, hier het ons die verstand nodig. Die engel verduidelik vir ons dat wie hy sien, 7 koppe, 7 berge waar die vrou op sit, sy sit op die berge, so dis van waar haar maghebberry kom uit Rome, en hulle is 7 konings, 5 het geval, die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. So sien mooi, die 7 koppe, die plek waar die vrou is daar waar sy wil wees, sy is in Babylon, sy is Babylon, dit sal ons nou hoor. Maar die 7 koppe is die magsgebied. En wat ons sien met die 7 konings, vers 10 sê,
5 het geval en 1 is, die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Konings word beskryf as wat? Maghebbers. Nou, baie verklaringe word gegee vir hierdie maghebbers. Maar sien dit in die lig van Romeinse mag. Want jy kan nou, ek kan vir jou, daar's baie verklaringe wat gegee word, wat probeer gegee word, sê, sien dit is hierdie koning, en dan moet jy hom tel. Dan tel jy na die ene toe, die ene, sien dit is daai koning. Maar hoe weet ons moes hier begin het? Daar's te veel vrae oor hierdie goed. Die simboliese karakter van Openbaring maak dit vir ons verstaanbaar. Hoe meer jy letterlik probeer gaan, hoe meer hak jy vas aan, miskien moet ek dalk die ene ook in ag geneem het, of daardie ene ook in ag geneem het. En dis baie keer waar ons vasval, as ons na die eerste eeu probeer verklaar. In die eerste eeu verstaan hulle wie die maghebbers is. Wie is die maghebbers? Die keisers. Daar's geen twyfel daaroor nie. Dis die keisers, almal van hulle. Jy het nie twyfel, eerste eeu bly, dis wie jy weet die moeilikheid is. So wat beteken die 7? Die 7 koppe is die maghebbers in Rome. Wie is hulle almal? Die keisers, die hele ryk van die keisers. Maak nie saak wie hulle is. Dan val ons nie vas nie. Die hele ryk van die keisers, dis wie ons sien. Hulle is die 7 konings, 5 het geval en 1 is. So 5 is al verby, 1 is nou. En die ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. So daar gaan 'n regerder kom en nog een kom en nog een kom, maak nie saak wie nie. Daar gaan regering wees en wie gaan hulle wees? Almal dieselfde tipe maghebbers. En die dier wat was en die is nie, is self die 8ste. Hy behoort by die 7. So hoeveel kop het hierdie dier? 7. En die dier is self die 8ste. So ons sien maghebbers van 7 volmaak, 'n volmaakte aantal keisers, maak nie saak hoeveel ons tel. Die getallestelsel bly nog steeds in die simboliese karakter van die verklaring. Verander dit die boodskap? Nee. Elke keiser sal probeer doen wat gesê word moet gedoen word. En wat is die boodskap? Vernietig God se instelling. Dis wat die keisers moet doen. Hulle moet God se instelling vernietig. En die dier sal seker maak dat dit gebeur. En die dier is die anti-kris. En hoekom sal die anti-kris aanhou? Hy werk vir wie? Vir die draak. Daarom moet hy aanhou. Vers 12. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie. So ons sien met die koppe, dis die keiser self, die keiserlike regering, en dan is daar nog maghebbers, konings wat nog nie was nie. Die 10 horings wat jy gesien het, is die 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Hulle is soos onderkonings. Blykbaar was daar in die antieke wêreld, was daar seker sake van onderkonings wat in diens gestel was, en hulle het ook mag gekry om te regeer. 'n Onderkoning is maar 'n onderkoning, is maar 'n maghebber. So, afgeleide gesag, saam met die keisers, nog konings wat doen? Presies doen wat? Die keiser wil hê moet gedoen word. Waar pas dit in? By keiserlike mag. Soos is nou nêrens anders nie. So, wanneer ons die maghebbery sien en die godslastering sien ons dis nog steeds dieselfde saak. Die anti-kris wat die Romeinse owerheid was. Daar's nie twyfel oor die anti-kris van die eerste eeu nie. Dit is die keiserlike mag. Want die keiserlike mag het gesê jy moet kies of God of ek. En dit bly die stryd. So of dit nou die keiser self is of onderkonings is irrelevant. As jy teen die keiser of teen die onderkonings gaan, sal jy sterf. Dit was die kerk se lot. Vers 13 sê hulle het eensgesindheid en hulle krag en mag, hulle het eensgesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. So tot by vers 13, so vanaf vers 8 tot met 13 sien ons wat aan die gang is. Daar is 'n maghebbery en dit wat ons sien in die dier se gestalte, want ons kyk nou om hy's rooi, hy het 7 koppe en 10 horings, ons sien daar die mag van hierdie dier en die grootheid van hierdie dier gaan juis oor die groot mag van die keiser. Maar die lasterlikheid sien ons
in die manier waarop hulle sal werk. En hierdie is anti-christelik en is anti-christene. En dan sê vers 14, hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin. Maar die Here mors nie tyd nie. Ons het baie verduidelikings oor allerlei goeters en hoe hulle opgestel is en hoe groot hierdie magsgebied is en wie hulle is en hulle sal opstel om Here teen hom oorlog te voer en die Here sal oorwin. Daar word niks gemaak af nie. Daar word nie 'n groot storie gemaak van God se oorwinning nie, maar hulle gaan probeer. Met al die mag op die ganse aarde en die destydse grootste maghebber van die wêreld staan op teen God. En dan staan hier, en die lam sal hulle oorwin. Want hy is die Here van die Here en die koning van die konings. En die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Vers 14 is ons troosvers. Goed, oor die Christene word in vers 14 gepraat. Oor die nie-Christene word in die res gepraat. So ons leer ken wie is die anti-kris en wie is deel van die anti-krisme. Hierdie vrou en hierdie dier. Dis alles mense. Ons sien dis maghebbers, ons sien dis konings en dis keisers. En ons sien dit beïnvloed die hele koninkryk. En die vrou verteenwoordig die plek waar dit gebeur. Nou sien ons hoekom. Vers 15. Hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Nou kan jy vra, maar waar is dit dan nou? Kom ons kyk, volke, hoeveel is daar? Hoeveel volke is daar? Baie. En dan nog, is daar nog? Ja, menigtes, nasies, tale. Die woord menigtes is ook vertaal met stamme. So nou het ons wat? Uit elke taal, elke volk, elke stam en elke nasie is daar wat? Gereddenis. Maar ook uit elke taal en volk en stam en nasie is daar nie gereddenis. Kan jy die twee groepe? So die Here praat van, ons sal die water sien. En ons sal die magdom van boosheid oor die ganse aarde sien. Dis hoekom dit lyk soos dit lyk. Dis iemand vandag met my stry oor die dier word nie gebind nie, of die draak is nie gebind nie, dat die Satan net beperkte mag het. Want hulle sê, ek kan net kyk waar ek wil en ek sien boosheid, maar ek kan ook kyk net waar ek wil en ek sien lig. Want in elke land is daar lig en duisternis. In elke land is daar 'n volk, stam, 'n taal en 'n nasie. Van lig en donker. Lig, kinders van die Here, hulle wie se naam in die boek van die lewe geskrywe is. En hulle wie se name nie in die boek van die lewe geskrywe is. Kan jy sien, daar's regtig net twee groepe. Dis of, daar's nie 'n tussenin groepie, daar's nie 'n groepie wat amper, weet, ons werk nog daaraan om ons naam in die boek geskryf te kry. Wat staan hier? Uitverkorenes, vers 14, uitverkorenes. Mense wil graag sê, daar is nie iets soos uitverkiesing nie. Daar is iets soos uitverkiesing. Die skrif is net te vol daarvan om dit te ignoreer. Wie het gekies? Die een wat gesê het, jy is myne. Ek het jou met my lewe gekoop, het gekies. En dit is hoe dit werk. En hier is ons 'n stuk wonderwerk. Hoor jy die trooswoorde van die laaste paar verse? So ons weet nou, die plek waar hierdie vrou sit is eintlik wêreldwyd. Want die waters wat jy gesien het, is waar die hoer op sit. Sy is oor die ganse wêreld. Vers 16, en die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand.
Daar kom 'n tyd en 'n plek en 'n uur wanneer die hoer nie meer geliefd sal wees nie. Nie aantreklik genoeg sal geag word nie. Nie naby jou wou hê nie. En wie sal teen haar in opstand kom? Al die maghebbers. Al die maghebbers sal teenoor haar in opstand kom en haar begin vernietig. Hoe sal hulle haar vernietig? Kyk mooi. Hulle sal haar eers onteer. Hulle sal haar pragt en praal van haar wegneem. Hulle sal haar haat, so hulle sal haar emosioneel wegstoot. Dan sal hulle haar verlate maak en niemand sal meer naby haar wil kom nie. Hulle sal haar mooi klere verwyder. Hulle sal haar vlees eet. Hulle sal haar regtig begin vernietig. En dan sal hulle haar met vuur verbrand. Hulle sal haar verwyder. En dan sal mense sê, maar hoekom sal die draak toelaat dat die dier se trawante, die maghebbers van die dier, dit doen? Hy sal dit nie kan keer nie. Hoekom nie? Hy sal nie mag hê oor wat met hom gebeur nie. Selfvernietiging sal deel word van 'n groter plan. Blaai na Romeine 1. Die Here het dit reeds geopenbaar, staan nie net in Openbaring 17 nie. Romeine 1. Heel eerste hoofstuk van Romeine. Iemand vra vir my, maar wanneer sal die Here oordeel? Dan kan ons al antwoord, hy het alreeds begin. Hy het alreeds begin oordeel. Die gedeelte waarna ek verwys is hoofstuk 1 vanaf vers 18. Vers 26. Nee, is te ver vorentoe, is nou 'n bietjie terug. Okay, wag, is terug. Dis verder op in die teks, ekskuus. Ja, kyk nou wat sê die Here hier vanaf vers, kom ons lees hom vanaf vers 18, want ek wil hê jy moet alles hoor wat die Here sê oor die saak. Hy praat met die Romeine, met die gelowiges in Rome. Nou staan hier geskrywe, want die toorn van God, met ander woorde die kwaad wees van God, word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En dis 'n standpunt wat jy vandag hoor. Jy hoef nie baie na enige sosiale media te luister nie. As ons vandag hoor, dan sê mense, ons sal dit nie doen nie, want ons wil dit nie doen nie. Hoekom nie? Want ons weet die waarheid is daar, maar ons sal dit nie sê nie, of ons sal dit nie erken nie, ons sal dit onderdruk. Dis wat die wêreld vandag nog doen. Vers 19, omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. So, dit is bekend, natuurlik bekend, deur die natuur bekend, is wat hierdie gedeelte ook in besonder sê, want, vers 20, sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Wanneer die wêreld vandag moet erken God is in die sigbare dinge duidelik en die onsigbare dinge ook duidelik, en dan in sy werke kan ek sien, maar dit moet God wees. Wie is God? En dan sê iemand, hy openbaar homself in die Bybel en sê, ag, ek wil nie daarna luister nie. En dan vers 21, onthou, hulle gaan geen verontskuldiging hê nie, want iemand het al gesê, onthou dit staan in die Bybel, dit is vir jou gesê, vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het nie, of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge. En hier is die oordeel van God. Hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, met ander woorde in hoe hulle dink. Wanneer die Here die denke aantas, dan word die mooi hoervrou skielik die vyand.
Want wie het hulle laat dwaas word? Wie het hulle eie mense laat uitmoor? Wie het hulle toegelaat, en dink aan die Romeine, wie het toegelaat dat een keiser 'n ander een doodmaak? Wie het toegelaat dat mag en heerskappy en maghebberry so geword het, dat die een die volgende wil doodmaak, want hy wil die volgende heerser word? En dat die keisers moes kyk na hulle, want hulle weet nie wie gaan hom volgende in die rug steek nie. Hulle weet nie wie wil die volgende oorname hê nie, wie wil die volgende maghebber wees nie. En so die liefde vir die mag het so geword dat die keisers mekaar begin uitmoor het. Want hulle kom. Dit was 'n manier, as jy hom uithaal, dan is jy die volgende, of die volgende is dalk die volgende. En wanneer Romeine 1:21 dan sê, hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van die voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid. So, kan jy sien waar hierdie vrou vandaan kom? Sy is nie sommer net uitgedink nie. Die onsedelike karakter van die vrou, die vernietigende aard van hierdie vrou, is die raamwerk waarbinne die wêreld funksioneer. En vra 'n bietjie vandag vir die wêreld, en mens sien verskriklike dinge gebeur. En ons het vandag in die wêreld tussen twee kante verdeel. Jy het 'n regse kant en jy het 'n linkse kant. En die linkse kant staan bekend as liberaal. Met ander woorde, ons aanvaar alles is goed en reg en ons enigiets kan gebeur. Regs is meer konservatief van aard en gewoonlik is daar 'n beginsel van reg en verkeerd. Die linkse sukkel so bietjie met hierdie beginsel van reg en verkeerd. Hulle trek snaakse lyne, want hier word gesê, dis reg as dit vir my reg is. So hulle mis die punt van reg moet absoluut wees. Hier aan die regterkant vind ons baie keer die mense neem die besluit op grond van wat is reg volgens 'n beginsel en val 'n vaste beginsel en dan kry ons die Bybelse sienings en die redes, filosofie speel ook 'n rol, maar die Bybelse beginsels leef aan die regse kant. Hoekom? Want 'n absolute waarheid kan nie verander nie. En 'n ewige God kan nie verander nie. Sy wil is waar en vas en seker en dit kan nie verander nie. Hier aan die linkerkant is 'n godlose samelewing ook aanvaarbaar. Jy kan leef soos jy wil, is ook aanvaarbaar. Jou God kan reg wees, dis aanvaarbaar. Multigode mag hier leef. 'n Een godstelsel hier word eintlik bietjie weggestoot. Jy moet hier baie naby in die middel leef. Amper links, amper regs. Jy moet daar rondleef, dat jy baie keer 'n ander God ook 'n plekkie wil gee, en as jy hier na die regterkant te beweeg, dan moet jy een God die plek gee. Jy sal die wêreld sien is in twee dele verdeel. Hier's 'n paar draadsitters wat hier naby die middel sit, en hulle val baie keer die kant toe, en dan val hulle baie keer die kant toe. Maar as hulle eers hier is, dan begin hulle oë so verduister word, en meer verduister word, soos hulle vers hulle links beweeg. Dis die tendens wat ons raak sien. In ons land, met ons taal, ons volkere, is die donker en hulle leef hier. Maar die leef ook mense aan die kant. Wat die Bybel nog sien as die beginsels van reg en verkeerd, want God sê dis reg, daarom kan ek sê moord is moord, en misdaad is misdaad. Dis reg, dis verkeerd. Hier sê hulle, man, dit voel vir my verkeerd, as jy so maak. Hoekom? Hoekom maak jy so? Kan jy hoor hoe is die argument? Beginselloos, multigode, my God, jou God, almal se God, ag, soos ek vandag voel, so is dit. Nou staan ek hier. Al staan ek naby in die middel. Ek het geneigtheid tot hierdie kant. Wat doen die Here in oordeel? En hier moet ons baie mooi die saak van die wêreld bekyk. Hierdie is nie 'n grensgebonde stelsel nie. Dis globaal. En die 7 berge koninkryk is globaal. Vandag is dit globaal. Dis nie
dis nie net in Rome nie, dis in op die ganse aarde. En hier's mense in Afrikaans wat vir my dit sê. En hier's mense in Afrikaans wat vir my dit sê. Dis nie Engels nie. Met ander woorde, hulle is deel van my volk. Hulle kan ook deel van my taal wees. Hulle kan selfs deel van my stam wees. Hulle kan name in my wees. Maar ek staan hier. Want waar is die God wat hy eintlik soek? Jy hoor die verskil. En ek hoop die prentjie is vir jou helder. Want dis die prentjie wat ons moet raak sien. Daar is net twee kante. Skape en bokke. Dit sê nie, hierdie is die bokke kant nie. Maar hierdie kant is in 'n donker kant. Hulle vind baie moeilik in hierdie kant die lig. Bekering kry jou hier uit. Uitverkorene kom hier uit. Dis nie 'n mens wat jy moet uittrek nie, dis God wat jou die lig moet laat sien. En as die Here jou die lig laat sien, dan sal jy die lig vind. Dis genade. Maar ons sien die twee kante, en is dit anders as wat die wêreld in die eerste eeu gesien het? Nee, dis net meer omvattend, dit is in ons oë, en ons kan dit sien, ons kan dit hoor, en ons raak benoud oor hierdie donkerheid. Ons raak verskriklik benoud daaroor. So daarom, as ons hierdie saak so bekyk, en die oordeel van God bekyk vanuit Romeine 1, dan moet ons weet, die Here laat jou toe, om hier te kom staan, dat jy in jouself vernietig. Dis waar oordeel lê. Die Here laat toe, dat hulle daar gaan staan, en dan maak hulle verstand so dood. Hy sit die lig hier af. Jy kan hom nie vind nie. En dan sal hulle sterf in hulle self, en hulle sal die hoervrou vernietig, en hulle sal haar ontbloot, en sê, ja, ek soek jou nie, jy is net sleg. Maar hulle het haar gelief, en hulle het haar versier, en hulle het haar geprys. Maar die Here het so gewil, en hier is die troos. Die Here sal oordeel bring op so 'n manier. Selfvernietiging was die Romeinse owerheid se ondergang. Selfvernietiging. Niemand het hulle vernietig nie. Selfs die Engelse koninkryk. Wie ken die Engelse koninkryk? Die imperialistiese koninkryk wat uit Engeland uitgekom het, het hulle ook deur selfvernietiging vernietig. Ongelukkig. Selfde tipe probleme. Dit gaan ons altyd hier van die hart af op na die kop toe. Ek weet nie hoe dit werk nie. Maar dit werk so. Goed. En dis waar vers 17 vir ons, saam vers 14 het jy die ligpunte, né? Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. Tot die woorde van God volbring is. Die Here sal self die oordeel op hulle self neerbring. Dink gou aan 'n stuk geskiedenis, ek maak klaar. Gideon en sy bende kom in die laar van die Midianiete. Wie maak die Midianiete dood? Die Here maak hulle dood, maar hulle maak hulle self dood. Hulle steek hulle self dood. Hulle maak hulle self dood. Daar's 'n paar wat nou 'n klomp wat nou nie dood is nie, dan word hulle nou doodgemaak verder, maar die groot geveg is daar in die laar verby. Want die Here het hulle doodgemaak sonder dat Israel enigiets hoef te gedoen het. Die vyande voor God sal vernietig word. Ek dink dis Gideon is Rigters 6:7. Kontroleer net of ek reg is met die verhaal. Gaan lees dit en sê, sal die Here toelaat dat die bose magte hulle self vernietig? Sal die Here regtig dit kan toelaat? Het hy dit al gedoen? Het hy dit net een keer gedoen? Nee, hy het dit nog gedoen, maar hy het dit daar gedoen. Dis groot. Die Here het dit daar gedoen. Dan vers 18, die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Dis ons inleidingsvers vir die volgende deel. Die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Ons inleidingsvers vir volgende keer. Reg. En dis Babylon. Nou gaan jy lees die val van Babylon. Nou begin die domino's val, een vir een.
Reg. So die laaste, die vrou is net vir oulaas aan ons verduidelik, want Openbaring, jy kan nou so dit eintlik gelees het, Openbaring 12 en 13 en dan 17. Dit soos jy hom kon lees. Dan het jy al die karakters gehad. Openbaring 12, 13 en 17. Dan het ons die karakters gekry, en dan kan ons die res van die Openbaring lees, en dan lees ons, wat het die Here met hulle gedoen? 18 tot 21. En wat gebeur dan met die res van die wêreld? 22. Dis nou maar nie mooi. Goed, kom ons kyk gou na die vraagie op bladsy 20. Meeste van hierdie goed daarom al gesê, wanneer daar gekyk word na die invloed van die sedelose vrou oor die ganse wêreld, is dit duidelik dat sy 'n groot impak op die wêreld sal hê. Wanneer dit in ag geneem word, is dit duidelik dat dit vir die mensdom maklik sal wees om onsedelikheid na te volg, eerder as om die Here se reinheid na te streef. Dink oor hierdie gedrag in die lig van Genesis 11 vers 1 tot 6. Nou ek het Genesis 11 vers 1 tot 6 so tyd terug gelees. Wat het die mense besluit om te doen? Hulle het besluit om nie te doen wat God wil hê nie. Hoe maklik sal dit vir die mense wees om vandag te sê, ons wil nie doen wat God wil hê nie. Dis nie nuwe dinge nie, né? Ons is nog in dieselfde raamwerk. Hoe maklik sal dit vir die mense wees? Maklik. En dan, dink oor hierdie gedrag in die lig van Genesis 11 vers 1 tot 6 en die wil van die mens om opstandig te wees. Ja, die mens sal steeds opstandig wil wees. Die mens doen dit nog vandag. Waarop dui menslike gedrag dan? Menslike gedrag dui, soos Galasiërs 5 dit ook sê, vanaf vers 17 tot 21, dat die gedrag dui op opstandigheid teenoor God. Dit dui daarop. So wat sien ek dan raak in die wêreld? Sien ons, en dis die vraag wat ons mee moet huis toe gaan, sien ons vandag in die wêreld dat mense meer opstandig of minder opstandig is? Groei opstandigheid teen God of kwyn dit? Groei dit dalk. Goed. Dink gou so 50 jaar terug. Okay, vir party 40 jaar terug. Het opstandigheid gegroei of gekwyn? Gekwyn. Maar daar was 'n tyd van groot opstandigheid. Dink aan die hippie tyd. Groei opstandigheid. Ons kry die naderdraai van die hippie tyd. Dit groei opstandigheid, maar ons kry weer 'n kentering. Die 70's het ons 'n kentering gekry, alhoewel die hippie tyd net so voor dit was, né? Het ons 'n kentering gekry en mense het nader aan die Here geleef. In ons land het ons byvoorbeeld tot en met die 80er jare eintlik 'n baie diepsinnige karakter by ons mense gekry. En ek sou sê daar het ons regtig minder opstandig geleef. Ons wou nie links of regs afwyk nie, ons wou nie opstandig wees nie. En vandag sê almal ons sal doen wat ons wil. Ek kry meer die gevoel van dit groei weer. Kan jy sien hy maak so? Kan jy dit sien? Nou wat veroorsaak dit? Dis 'n moeilike een om te antwoord. Wat veroorsaak dat ons los is, dan is ons vas? Dan gaan ons vir die kant toe, daarna toe. Dink jy nie daar's 'n impak van die valse profeet nie? Want hoe het ons gehoor van die hippies? Wat het saam met die hippies vir ons gekom? Die mooiste musiek, het dit nie? Was nou nog musiek wat ek luister van die hippie tyd. Wat ek so dink, joh, was mooi musiek in daai tyd. En hoor jy waaroor sing hulle? Okay. Hulle sing oor die dwelms en die vryheid en al hierdie goeters. Maar die melodie is mooi, die musiek was mooi. So die voertuig was baie gerieflik. Ons het gewoond geraak daaraan. Ons het ander voertuie gekry met weer te keer. So wat het die Here gestuur? 'n Ander profeet teenoor die valse profeet. Kan jy hoor wat dit hier was herlewing in Suid-Afrika na die hippie tyd teenoor hierdie en die Here het weer lig gebring. Kan jy hoor wat dit die lig teenoor die duisternis gedoen? So ons moet verstaan, daar kom 'n tyd en 'n uur en daar's 'n tyd soos nou wat mense glad nie na die predikante wil luister, maar eerder na ander boodskappe of na iets anders. Hulle wil nie kerke toe kom nie, hulle wil eerder iets anders doen. Wat gebeur nou? Ons gaan weer so. So wat gaan daar teenkom?
Ergens gaan iets weer die hart brandende maak en ons gaan weer op. Hoe? Op die Here se wyse. Kan jy hoor? Daar's magte en teenmagte. Maar wie bly in beheer? Dis 'n groot saak hierdie, né? En ek wil dit net vir u lig, want ons bly in die Babylon. Nog steeds. En hy het 'n naam, Babylon, maar hy's oral. Goed, enige vrae of opmerking? Ja, net as iemand wil. Dit is? Wow. Ja. Ja, maar die wat ek nou sien. Ek praat altyd van die mense wat ek sien. So die mense wat ek sien, so kom ek sê in my dorp sien ek 'n mens en hulle lyk vir my getrou en eerlik. En ek sien nog een, hulle lyk getrou en hulle lyk eerlik. Dan kry ek 'n skelm mens. Sê, "Ai, hoe kan jy so wees?" Dat ek net een uit my 3 gesien. So dan voel dit vir my net 'n kwart van die mense is so. Reg. Dan praat ek met iemand anders. Dan sê hy, "Ek het vandag 4 skelm mense gekry en miskien een wat ordentlik was." Dan is my persentasie bietjie anders en my siening is anders. En my leefwêreld word geraak deur wie om my bly. Reg. Nou kyk ek weier. Nou kyk ek nie net na mense wat in my raamwerk is nie, maar as ek media toe gaan, dan wys die media vir jou baie meer en nie net my groepie mense nie. Nou vra ek die vraag, die prentjie wat hulle vandag gegee het, is bietjie anders as wat ek in my lewe ken. Hoekom het ek 'n leefruimte en 'n raamwerk van mense? Dis mense wat ek kies om mee saam te wees. Dan is daar mense wat ek nie kies om mee saam te wees nie. Hulle kry ek enige plek. En as ek hulle toets, dan begin ek 'n ander prentjie ook by my bestaande groepie kry. En weet dit, as ons praat van die mense van vandag, dan praat ek van al die rampies. Ek praat nie net van my rampie nie, ek praat van my rampie, ja, en as my rampie ook begin verander, my vriendekringe, mense wat ek altyd mee saam is, as hulle begin ook verander, dan vra ek die vraag, maar hoe dit gebeur? En dis waar my die wysheid te pas kom, soos die skrif sê. Hoe kyk ek hierna? En verstaan dit, en weet, ek het nie beheer oor elke ding nie, ek kan net my lewe bekyk. Ek kan net in hierdie stukkie waarin ek leef, werk. Ek kan nie ander mense verander nie. Nee, dit is Here se werk, dis nie my werk nie. Maar ek moet erken wat ek sien. Dis al wat ek doen, as ek hierdie vraag vra. Is, as jy voet in die water sit, voel net die temperatuur. Nee, dit voel goed vandag. Dan is dit lekker. Maar as dit nie is nie, hoekom is dit so? Want as ek nie die vraag het nie, wie gaan die vraag vra? As ek eendag wakker word en is yskoud hier buite en ek weet nie wat gaan aan nie. Wat het gebeur julle? Dan het ons nie ons werk gedoen nie, want die wêreld het verander terwyl ons geslaap het. En dit mag nie gebeur. Goed. Dis ons stryd. Wees welkom in die stryd van die Christendom.